Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 23 Augustus. Danksegging. Lees 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7. Wat is die rede vir Paulus se dankbaarheid hier? 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 lees as volg. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7. Die vraag lees weer, wat is die rede vir Paulus se dankbaarheid hier? Paulus se dankbaarheid lê klem op die vertroosting wat God bring aan elkeen wat ly. In hierdie skrifgedeelte word die werkwoord wat as om te vertroos of moed te gee, vertaal word parakaleo en die selfstandige naamwoord wat as vertroosting of bemoediging vertaal word, parakalesis, altesaam 10 maal in hulle onderskeie verbuigde vorms gebruik. Dit is 'n derde van die somtotaal vir die tweede sendbrief aan die Korintiërs, wat 29 is. Hy beeld God in 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 as die Vader wat hom ontferm uit en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Die vertroosting wat mens van die Here ontvang, moet jy egter ook aan ander gee, soos gelees in vers 4 en 5. Slegs die verwonde hart, wat self God se troos ontvang het, is in staat om daadwerklik vertroosting aan ander verwonde persone te bring. Paulus kon ander vertroos, omdat hy self te midde van die beproewinge vertroosting by die Here ontvang het. 2 Korintiërs 1 vers 6 klem verskaf lees, as ons dan verdruk word, is dit terwille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit terwille van julle bemoediging. Dit is gewis ware liefde. Waarvoor is Paulus dankbaar hier in 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11? 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11 lees as volg. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11. Die vraag lees weer, waarvoor is Paulus dankbaar hier? Paulus praat hier van 'n uur van nood, dat hy en sy medewerkers dit bo hul krag uitermate swaar gehad het. Die foltering was so erg, dat Paulus hulle selfs aan die lewe wanhoopig was, in vers 8. Vir 'n oomblik het hulle gemeen dat die opstanding hul enigste hoop was. Tog het die Here duidelik vir Paulus hulle daaruit gered. So die omstandighede het verander, in vers 10. Hul redding uit daardie wanhoopige situasie waarin hulle die dood te wagte was, het verdere hoop gebring. Die besef dat God hulle ook uit toekomstige verknorsings sou red. So, die oorwinnings wat God in die verlede behaal het, gee ons die sekerheid dat hy dit weer in die toekoms sal doen. Die Here gebruik beproewings as 'n les, sodat ons hom sal leer vertrou. Swaar kry kan ons na geestelike volwassenheid lei, maar net in die mate wat ons toelaat dat daardie dinge ons nader aan hom bring.
Paulus se danksegging hier onderstreep ook die krag van voorbidding en die dankbaarheid in ons harte oor die redding wat hy bring. 2 Korintiërs 1 vers 11. Ons het almal een of ander tyd met lyding te kampe. Let op jou eie ervarings in hierdie verband. Wat help jou daardeur?